Goeiemôre van my kant af. Dis lekker om almal te sien en ook die van julle wat aanlyn kyk. Ek wil julle net herinner, jy sal weet wie jy is, maar as jy 'n hoë risiko voertuig ry, jy weet 'n Fortuner of 'n Toyota bakkie, daai tipe ouens, ons het spesiale parkering vir jou geallokeer, so maak asseblief op Sondag gebruik van daai parkering. Anders mag jy dalk Uber terug huis toe en ons wil dit graag nie hê nie. En dan wil ek net sê, al die ouers wat hier voorgestaan het, na afloop van die diens, bring die hele familie. Ons wil graag persoonlik fokus op elke kind en hulle inseën vir oggend. Nou, ons is in ons 4de week, wanneer ons praat oor dankbaarheid. 'n Dankbaarheid vir, dink ek is een van die belangrikste aspekte. In die afgelope tyd het ons gepraat oor wat is dankbaarheid. Verlede week het van julle hier gesit en jy het jou blaadjie ingevul waarvoor jy dankbaar is, van dit wat die Here vir jou gedoen het, en dan ook waarvoor jy die Here vertrou. Nou volwasse geloof, dank God vir die dinge, nie omdat alles goed voel nie, maar omdat God goed is. Dis die belangrike deel daarvan. En so ruk terug toe besef ek kom toe agter wat dankbaarheid eintlik is, toe ek dit eerstehands beleef. Ek ry Checkers toe en net hier agter en soos 'n gehoorsame man kry ek 'n lysie by my vrou en dan gekoop ek nou die goed. En moenie lag nie, julle weet waarvan praat ek. So kom ek daar en ek ry toe nou, jy weet, ek cruise toe nou lekker met my ou karretjie daar. En terwyl ek so aan die parkering inkom, sien ek hier kom Priscilla van vooraf, ons aanbiddingsleier, en ek sien hier kom Priscilla en ek dink sy wag nou die hele tyd vir hierdie parkering. Ek gaan haar nou spite en dan vat ek hierdie parkering. En wragtig, ek vat hierdie parkering en ek parkeer en toe ek so indraai in die parkering en so kyk en nog vir wil smile en sê hallo, toe sien ek dis nie Priscilla nie. En ek parkeer toe, maar ek gelukkig vir my kan jy nie sien as ek bloos nie. So maar ek is so En ek parkeer toe en toe ek nou klaar parkeer en klim ek uit die kar uit, maar nou kyk ek waar hierdie dametjie is en ek soek haar en ek sien daar parkeer sy en sy klim uit met haar 2 kindertjies en 2 klein dogtertjies en ja, maar ek voel so stupid. Nou wag ek vir haar daar by die deure van Checkers. Nou dink sy ek gaan nou seker nou, jy weet nog sleg sê ook. Nou kom sy daar aan en ek sê vir haar, hoorie, ek wil net sê ek is baie jammer. Ek het gedog dis Priscilla, jy weet 'n vriendin van ons en sy sê nee, dis okay, moenie worry nie. En ek dink, dankbaar. Ek is so dankbaar daarvoor en ek gaan toe doen nou wat ek veronderstel is om te doen. En daai Sondag, dit was die Saterdag, daai volgende oggend, toe stap daai dametjie by daai deur in, toe beleef ek wat dankbaarheid is. Ek dink sy was ook baie dankbaar. Sy het nie gevloek of iets gesê nie, so. Maar dit lyk vir my, ek het baie keer hierdie tipe goed in die parkeerareas. En so, ons het geleer die afgelope tyd, dat dankbaarheid is nie 'n gebeurtenis wat afspeel nie, dit is 'n houding wat jy inneem. 'n Dankbaarheid begin om dankbaar te wees in alles wat ek doen, en ons het geleer die afgelope tyd, dat dit gaan nie net oor die dinge wat ons kry, of die dinge wat ons raak gesien het nie, maar hierdie laaste stap, wanneer ons praat oor dankbaarheid, is juis om dankie te sê vir dinge. Al het dit nog nie gebeur nie, dis juis om dit, want ons vertrekpunt, soos wat ons die afgelope tyd gepraat het, is die belangrike deel daarvan. Ons vertrekpunt is Jesus Christus, en dis hoekom Paulus dit so mooi skryf aan die kerk in Efese, sê hy vir hulle, hierdie is hoe julle moet begin, sê altyd in die naam van Jesus Christus, dankie vir wie? Vir die God, die Vader, dankie vir alle mooi en goeie dinge. Nee, hy sê nie vir mooi en goeie dinge nie, hoor wat sê, hy sê altyd in die naam van die Here Jesus Christus, vir God die Vader, dankie vir alle dinge, alles, wat met ons gebeur, goed of sleg, want dankbaarheid vir beteken, ons vertrou God se diepte van wat hy is en wie hy is. Ek vertrou hom nie net vir die wonderwerke wat gebeur het nie, maar selfs in die misterie wat ek onseker is van seker goed, is ek nog steeds dankbaar teenoor God. Dis nie die oppervlakkige positiwiteit wat hierdie diepgaande geestelike volwassenheid net, jy weet, stimuleer nie, maar dit gaan eintlik daaroor dat ek kan God raak sien in die pyn wat ek het. in die moeilike omstandighede wat ek beleef. Ek is dankbaar, hoekom? Van danksegging vir alles, vloei vanuit 'n totale vertroue
in God se karakter. Kan God se karakter vertrou. Jy weet, ek het dit vir lank gesê en want ek altyd vir ouens gesê, as 'n ou na jou toe kom en hy doen besigheid en hy sê vir jou, hoor ek en jy moet besigheid doen. Ek is 'n Christen. Dan sê ek nou vir jou, Llewellyn 3 vers 6. Moenie met hom besigheid doen nie. Dis iemand wat al pyn beleef. Weet jy hoekom? Ons skuil nie agter die naam Christendom om ons karakter te stimuleer en mooi te laat lyk hier, maar eintlik doen ek besigheid en wat jy sien jy wat 'n Christen is. Ek hoef nie te sê ek is 'n Christen nie. Ek moet jou dade kan raak sien om te kan weet jy is 'n Christen en nie net 'n Christen nie, maar jy's 'n volgeling van Jesus Christus. Amen. En Dawid het hierdie verstaan toe hy sê, alles waardeur ek was en alles waardeur ek nog steeds gaan, kom ek met 'n dankbare hart teenoor God. En hy skryf so, Dawid, 'n Psalm van Dawid in Psalm 103 vers 1 tot 5, dan sê dit die volgende, ek wil die Here loof, sê Dawid, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Dis waar hy begin. Ek wil die Here loof Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sondes vergewe, wat al die siekte genees. Hoekom sê Dawid hierdie tipe goed? Dawid sê dit omdat hy al beleef het wat dit is om iets aan iemand of iemand aan die dood af te staan. Jy sal onthou, daar was 'n seentjie wat op die dag 7 gesterf het en dit was Dawid en Batsheba se seentjie wat op die einde van die dag gesterf het as gevolg van Dawid se sonde. Dis die profeet Nathanael wat gekom het en gesê het, jou seun op 7 dae, nou imagine al dit wat met hom gebeur en hierdie pyn wat hy beleef. Tog skryf Dawid, hy sê, Here, ek wil U loof deur die pyn waardeur ek is. Hy sê, wat my gered het van die graf en my met liefde ontferm en gekroon het, wat my die goeie in die oorvloed het geniet, my die jeugdige krag van arensvlerke skenk. Hy sê, ek wil die Here loof vir dit. Die Engels sê dit eintlik so mooi en ek som dit op in die Engels. Hy sê, dis 'n liedjie wat ons baie keer al gesing het. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives, who heals, who redeems, who crowns, who dissatisfy. Die Here is bereid om alles te vergewe, jou sonde, jou siekte, jou krankhede. Geen wonder wanneer Dawid op 'n ander plek in Psalm skryf, hy sê, God is bereid om jou so te vergewe, om jou sondes so ver die ooste van die weste is. Sy bereid om dit te vergewe. Jy sien, dit is oneindig, dis wat hy eintlik bedoel, want ons weet waar die Noordpool is en ons weet waar die Suidpool is. Maar ons weet net waar die ooste is. In Pretoria. Ons weet nie hoe ver die ooste strek nie. Ons weet nie hoe ver die weste strek nie. En God sê, ek is bereid om dit vir jou te doen. En so wanneer Dawid hierdie lysie kom maak, dan doen hy dit om te sê, ek vergeet nie wat God alreeds gedoen het nie. En daar's 'n afwagting en 'n verwagting diep binne in my om te kan sê, ek is so dankbaar vir, want ek weet vanuit hierdie dankbaar vloei daar 'n toekomsverwagting, 'n vertroue wat ek het in my God. In sy karakter. Nie omdat hy sê, maar omdat ek al beleef het. Omdat ek al getuies gesien het. Omdat ek gesien het wat God kan doen. Ons kan God net vir alles dank. Nie net wanneer ons deur goeie goed gaan nie, maar ons kan hom dank vir die soewereiniteit vir wie hy is. Dis die amazing God wat ek en jy dien. Ek staan nie, en ek verstaan nie hierdie seisoen waardeur ek gaan die Here, maar ek is nog steeds dankbaar vir hierdie seisoen. Jy weet, van ons wat hier so sit, van ons hou van herfs, van ons hou van winter, van ons hou van lente, van ons hou van somer, maar as dit kom by ons geestelike lewe, dan hou ons nie van winter nie. Maar dis juist in daai oomblikke wat ek sê, ek wil my so warm aantrek met God se liefde en sy teenwoordigheid. Hoekom? Van al verstaan ek nie waar ek gaan nie, ek weet hy sal my nie verlaat nie. Hy het al reeds hierdie belofte gemaak en ek het gesien hoe sy beloftes oor die jare net 'n realiteit geword het in my lewe. Daar's 'n amazing skrif in Romeine hoofstuk 8, wanneer Paulus hierdie skryf, dan sê hy die volgende vir hulle, hy sê,
Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. En ek kon dit nie verstaan nie. Ek het geworstel die hele tyd met hierdie skrif. Hoekom sal God sê alles werk ten goeie meer vir die wat hom liefhet? Vir die wat hom liefhet gaan ook deur pyn. Die wat hom liefhet gaan baie keer deur lyding. Die wat hom liefhet het al soveel goed, jy weet, verloor of wat ook al jy beleef het in die afgelope tyd en die afgelope seisoen. Hoekom sal ek dan alles ten goeie meewerk? Hoekom? Ek verstaan nie die konsep nie. Tot ek hierdie openbaring beleef het dat dit gaan oor 'n diepgaande intieme verhouding met God. Die beste beskrywing daarvan is om te verstaan wanneer jy in 'n diep intieme verhouding, die beste verhouding wat intiem kan wees, is jou huwelik. En ek onthou hoe toe ons besluit het, ons wil nou graag trou en ek besef my vrou het goeie smaak en sy wil graag met my trou. Ek is braaf, sy is nou nie hier by die eerste diens nie. Sy kyk seker aanlyn, maar anyway, sorry liefie. En ek besef, ek kan nie vir die hemel en aarde en al die materialisme en al die goed beloof wat ek gedink het ek kan doen nie, maar ek besef wat ek vir haar kan gee, is liefde onvoorwaardelik. En dit was ons beginpunt, om te besef, ons wil trou, maar ons albei, jy weet, ek weet nie of ons eens gaan geld hê om te trou nie. En ons ouers sê, ons gaan julle help en toe ons ook klaar gehelp, toe besef ons, daar's nog om te help en ons het nie, ons vertrou die Here en ek en sy vertrou die Here en dan onthou ons het nog getrou, ons is lekker op honeymoon, dit was baie lekker en toe ons terugkom, toe stap ons in 'n huis en ons het een groot TV, 'n boks TV. Onthou julle daai een? Jy weet, nou dag toe sê Jaden vir sy boetie, hy sê, boetie, ek wil net vir jou sê, papa en mamma het sulke groot boks TV gehad, ons het take teen hom geskiet. En dis seker so 4-5 jaar terug, toe sê hy, kom ek wys jou hoe het ons dit gedoen op die nuwe TV, en toe moes ons maar die versekering bel. Want toe werk dit nou nie uit nie. Maar ek onthou toe ek vir Jaden eendag en vir Zari sê ek vir hulle, sien julle hierdie trommel wat nou hier so staan? Dit was papa en mamma se eerste TV-kas. Wat? Ek sê ja. Ek sê sien, nou julle daai poewe wat ons gehad het, dit was so lekker, dit was ons eerste meubels. Wat? Ja. En nou wil julle die yskas oopmaak en sê, hier's niks. Alhoewel daar iets is. Julle weet nie wat niks is nie. Jy sien, want, wanneer dit kom by liefde, wanneer dit kom by verhouding, is die tyd wat ek saam met die persoon spandeer, meer waardevol deur die omstandighede en die situasie waar ek myself beleef. En God sê, alles werk ten goeie meer vir die wat hom, vir die wat in 'n verhouding met hom is, en so nabye verhouding, dat Here, hierdie verhouding is vir my die prioriteit, hierdie verhouding is die grootste prioriteit in my lewe, dat alles om my maak nie saak nie, solank ek net kan fokus op wat U wil hê in en deur my lewe. Dis hoekom hy sê, alles werk ten goeie meer vir die wat hom liefhet. En so in daai verhouding, Here, ek is so dankbaar, nommer 1 vir hierdie verhouding, want ek weet omstandighede gebeur, ek weet pyn gebeur, ek weet al hierdie goed gebeur, maar ek is so dankbaar. In pyn, in lyding, kan jy daai mammas en pappas vra wat nou hier is, of hierdie pappas nie, vra die mammas wat pyn is, en dan kyk hulle vir die pappas en sê, ek wil jou doodmaak, hoekom het jy dit aan my gedoen? En dan as hy babietjie kom, en sê, kyk wat so mooi kind het ons gemaak. En ons, raai wat? Dan gaan ons maar net weer deur die pyn. Hallo? En van julle het 'n hoor pyndrumpel van jy het nou al 5 kinders, maar jy gaan maar net aan. Maar ek is bereid. Ek is bereid om dit te doen. Vir die liefde daarvan, vergeet van die omstandighede. En dis wat God eintlik vir ons elke keer sê, wanneer ons glo dat God in beheer is, weet ons dat elke geleentheid wat ons pad langs kom, goed of sleg, gaan goed uitwerk vir sy wil, vir dit wat hy vir ons sê. En kan ek net vandag vir julle sê, dat dankbaarheid in jou lewe en in my lewe gaan begin wanneer jou verskonings ophou.
op 'n verskoningsmaak oor hoekom kan ek nie of wat moes ek. Daar was 'n man met die naam van Josef wat presies dit beleef het. Josef, sy broer, staan voor hom terwyl hy daar in die paleis is en hulle gaan deur hongersnood en sy pa stuur hom en hulle weet nêrens waar Josef is nie en hulle kom staan voor hom, dieselfde broers wat hom verraai het, wat hom verkoop het en hier staan Josef en hulle herken hom en hy sê, dis wie ek is en toe sê Josef die volgende vir hulle. Toe hulle bang is en sê, "Wow, wag net 'n bietjie." Toe sê hy, "Julle het my wel kwaad aangedoen." Dit is so. Hy sê, "Maar God het die kwaad wat julle gedoen het omgekeer in iets wat goed is. Hy het deur my gesorg dat 'n groot volk sal oorleef. Alles werk ten goeie meer. Die wat God lief het. Daar is 'n beginsel dat, Here, waardeur ek gaan, ek moet nog steeds my fokus op U hou, want ek weet, dat baie keer dan bring ons verlede in ons hede en dink, ek is maar net wie ek is, ek kry maar, jy weet, ek is maar hierdie wennaar, ek is groot geword in Boksburg, en dis waar ons vanaf kom, en daar sal ook nooit niks goed uit ons lewe uitkom nie. Kan ek net vir julle sê, dis presies wat mense gevra het oor Jesus Christus, kan daar ooit iets goed uit Nasaret uitkom? Ja, want Jesus het nie gekom net om aan te gaan met sy lewe en te dink, dit gaan oor hom nie, maar dit het eintlik oor jou en my gegaan. Jy sien, baie mense leef nog steeds vasgevang in spyt en herhaal die hele tyd hulle pyn en hulle ou pyn en hulle verlede, maar jy moet vandag verstaan dat dankbaarheid vee nie net jou verlede uit nie, maar dit verlos jou van jou verlede. Dit verlos jou van om te kan heeltyd hierdie misdadiger te wees, of die heeltyd hierdie victim te wees. Dit verlos jou van al hierdie tipe goed, en al gaan ek deur al hierdie pyn waardeur ek gaan, is 'n platform vir my, wat ek op die einde van die dag ander gaan help, om nie net deur dieselfde pyn te gaan. Dis waaroor dit gaan, dis wat hy kom doen. Dis dieselfde met die kruis, ons is dankbaar vir dit wat Jesus gedoen het, want op die Vrydag was hierdie kruis, hierdie tragedie wat gebeur het almal gedink, dit is nou tot die einde, maar daai kruis op die Sondag was eintlik die platform waarop ek en jy se lewe vandag gebou is. Dis die oortuiging wat vir die vyand gelyk het asof dit 'n nederlaag is, was eintlik bedoel as 'n bestemming vir jou en my om deel te vorm van wat God in store vir ons het. Daar's 'n dametjie wat hierdie gesê het eendag, sy sê, I don't thank God for the sickness itself, but for how He used it to draw me closer to Him, to teach me compassion and to show His faithfulness in everything that I have. Jy sien, van dankbaarheid verander my wonde in aanbidding. Dit is wat dit kom doen. Om te kan sê, Here, ek besef waardeur ek gaan, ek wil U nog steeds aanbid vir alles wat hier met my gebeur. Want dankbaarheid aktiveer juist die geloof vir hierdie toekomsverwagting wat ek het. En dankbaarheid is nie net iets wat jy sien en sê ek is dankbaar vir dit wat ek nou kan sien nie, maar dankbaarheid is eintlik 'n profetiese handeling om te kan sê, Here, ek profeteer dat hierdie ding sal gebeur. Ek profeteer dat dit nuut sal wees. Ek profeteer dat my lewe sal verander. Ek profeteer oor hierdie siektes en hierdie kwale. Ek profeteer oor my besigheid. Ek profeteer dat dinge sal uitwerk soos wat U wil hê dit moet uitwerk. En Jesus het dit self gedoen, dat voordat hy, en ons hele paar stories, voordat iets gebeur het Jesus altyd die Vader gedank. In Markus hoofstuk 6 weet ons, toe Jesus die 5000 mense kom voed, toe het hy eers na die Vader gegaan en gebid. Hulle het hierdie broodjies na hom toe gebring, hierdie disippels, toe hulle vir hom sê, Jesus, hierdie mense volg ons, kom ons stuur hulle terug. Toe sê Jesus, nee, gee julle vir hulle kos. Toe sê hulle, maar ons het niks nie. Toe sê Jesus, gaan kyk, wat het ons? En hierdie vissermanne gaan toe en hulle kom al by 'n seentjie af, wat sy mamma vir hom lunch gepak het vir die dag, en hulle roof hom, vat sy 5 broodjies en sy 2 vissies. En dit is vissermanne, enigiets is moontlik. En hulle vat sy 5 broodjies en sy 2 vissies, en wat doen Jesus? Hy gaan na die Vader toe en hy dank die Vader.
Hy sê, Vader, dankie. Hy spreek 'n seëning oor hierdie. En in daai oomblik, voordat hy die seëning uitgespreek het, het hy vir sy disippels gesê, laat die mense in groepe sit van 50 en 100. En toe hy klaar die Here gedank, die Vader gedank het, en toe hy klaar gebid het, Jesusie, maar toe is daar louwe brode wat so staan reg oor hom. En die disippels kom en hulle gryp net hierdie brood en begin uitdeel. Dis nie die waarheid nie, okay? Dit was Luwelen 3 vers 6. Toe hy klaar die Vader gedank het, het hy nog steeds net 5 broodjies gehad. Nog steeds net 2 visse. En toe deel hy dit vir die disippels en sê, gaan deel uit. Nou kan ek imagine, die disippels. Nou stap hy na 'n groep van 100 toe met hierdie stukkie brood in sy hand. Nou kom hy na hulle en sê, deel is te veel, 50. Jy weet, dan breek hy so klein stukkie af en sê, deel julle 2. Sal nou seconds kry dalk. Jy sê, maar die wonderwerk het nie gebeur op daai oomblik voordat hy dankie gesê het nie. Die wonderwerk het eers agterna gebeur. Hy het gesien dit gaan gebeur. Maar die interessante deel was, Jesus voed en hy en die disippels voed 5000 mense. Maar as jy die konteks gaan lees, is dit eintlik baie interessant. In daai oomblik wat Jesus die Vader gedank het, het Jesus pyn ervaar, hartseer ervaar, het hy verlies beleef. Want vroeër in daai hoofstuk, in hoofstuk 6, het hy sy disippels 2-2 uitgestuur om die evangelie te gaan verkondig, en dis wat hulle gedoen het. En na dit, toe kom hulle terug met slegte nuus. En toe hulle terugkom met hierdie slegte nuus, toe sê Jesus vir hulle, kom ons gaan vaar, kom ons gaan een kant alleen. En dit is wat hulle moes doen, dit was die plan, ons gaan alleen. En hulle vertel vir Jesus, en sê Jesus, een van jou vriende, die ou wat jou gedoop het, Johannes die Doper, het vir Herodes gesê, hoekom trou jy met jou broer se vrou? En toe Herodes hierdie wraak teen hom opgebou. En hy wil alles in sy vermoë doen om Johannes te stop. En toe op 'n stadium, toe vra hy vir sy vrou, wat hy getrou, hy sê, wat wil jy hê om my liefde vir jou te bewys? Toe gaan hierdie vrou na haar ma toe en gaan sê vir haar ma, hoorie ma, die koning vra my, wat wil ek hê? En die ma sê, man, vra vir hom enigiets. Hy sê, wees extravagant, gaan vra vir hom vir die kop van Johannes. En Jesus se vriend, Johannes, word doodgemaak deur Herodes. Kop word afgekap. En hier is hy. En nou hoor Jesus hierdie nuus by sy disippels. En die skare mense staan hier so, en Jesus hoor hierdie nuus. En weet jy wat? Tog het hy nie opgehou om gesê, ek gaan nou nie vir hierdie mense kos gee nie. Jesus het sy verskoning eenkant gesit en die Vader gedank deur hierdie pyn en deur hierdie hartseer, deur dit wat ek heiliglik beleef. Here, ek gaan hierdie eenkant sit. En ek gaan U eerste dank, want ek het 'n mission wat ek hier voor is. Ek moet hierdie mense voed. En Jesus het dit gedoen. Soveel mense het kos gekry dat dag, soveel mense se lewe het verander. Hoekom? Die dag en die oomblik wanneer jou verskonings ophou, is die dag wanneer jou dankbaarheid gaan begin. In pyn en in lyding. Ek gesê, ek gaan nie net hierdie as verskoning gebruik nie, maar ek gaan hom dank. Daar was nog 'n verhaal waar hy in Johannes hoofstuk 11, sy vriend Lazarus is dood. En dan stap Jesus na dit toe, terwyl Lazarus se suster sê, hoor Jesus, jou vriend is dood, dan sê Jesus, in hierdie pyn en in hierdie lyding, dan sê hy, voordat Jesus Lazarus opgewek het, voor enige iets gebeur het, hierdie wonderwerk, het hy hierdie woorde geuiter en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek dank U. Nie vir dit wat ek sien gebeur nie. Ek dank U dat ek weet wie U is en ek vertrou U karakter. Ek is so dankbaar. Ek wil net iets doen om U te dank. En dank God nou vir waarvoor jy glo. Dank God daarvoor. Dit wat jy vandag glo, nie vir wanneer jy dit sien nie, maar terwyl jy daarvoor wag, dank Hom. Sê Here, dankie vir hierdie.
Ek onthou toe ons in diensjaar was, ek sal nooit hierdie storie vergeet. Maar een pel sê altyd, toe ons in diensjaar was, hy sê hy het kom by hierdie gasteouers waar hy by bly. Ons het so elke week by verskillende mense gebly terwyl ons getoer het. Hy sê dan stop hy by die mense en bly toe daar. En hy sê eendag gaan hy badkamer toe. En toe hy die badkamer ingaan en hy maak die deur toe. Toe staan hy agter op die badkamer. Moenie net sit nie, doen iets. Jy sien, terwyl jy wag vir dit wat moet gebeur, doen iets. Terwyl jy God vertrou, doen iets. Dank hom. Sê vir hom dankie. Loof hom vir alles wat jy het. Want ons eer God se karakter. En vir wie hy is. Met 'n dankbare hart. En ek wil afsluit met hierdie skrifvers. In Psalm 136 vers 1. Loof die Here. Want hy is goed. Sy troue liefde duur tot in ewigheid. Sy troue liefde. Alles werk ten goeie meer vir die wat hom liefhet. Wat in verhouding met hom staan, wat so diepgaande verhouding met hom het, dat ek fokus nie op al die ander omstandighede om my nie, maar ek fokus op hom. En hy is die God, wat vandag dit in jou lewe wil kom aktiveer. En wil jy vanoggend, as jy sê, Louwelen, ek wil ophou fokus op al die dinge om my, maar ek wil vandag opstaan en sê, ek gaan heel eers sy karakter vertrou. Ek gaan hom vertrou vir wie hy is. Ek gaan eers vir hom altyd dankie sê, maak nie saak wat nie, want alles gaan ten goeie meewerk omdat ek hom lief het. As dit jou begeerte is saam met my volgende, wil jy nie staan waar jy is en sê, ek staan vandag op. It all starts with my relationship with God. En as jy aanlyn kyk, dieselfde vir jou, dat jy sal staan waar jy is en sê, Here, ek staan vandag in geloof. Ek vertrou U ten spyte van. En so Vader, dankie dat ons vanoggend hierdie woord kan vasmaak in ons gees en ons harte, dat dankbaarheid begin vloei wanneer ons verskonings ophou. En ek wil vandag ons verskonings tot 'n einde kom roep in die naam van Jesus. Deur pyn, siekte, kwale, lyding, wat ook al dit mag wees, Here, kom ek vandag en ek kom breek daai verskonings in die naam van Jesus. En ek kom spreek lewe en lewe in oorvloed. En ek wil vandag kom bid vir elke persoon wat staan, dat ons vandag 'n dankbare hart en 'n dankbare lewe sal leef. Nie uit ons eie vermoë, maar soos wat Paulus sê, in die naam Jesus Christus, wat vir ons hierdie platform geskep het. Ek seën elkeen vandag, in Jesus naam. Amen, amen. Kom ons staan so, en dan sing ons hierdie laaste liedjie saam. Too good not to believe. Amen.